Som. Hemelse Vader, ons wil U dank vir die voorreg wat ons het om ook weer maar eens in hierdie oggend by mekaar te wees. Here, ons wil U naam groot maak, U wat is, wat was en wat sal wees tot in ewigheid. Here, hoe kosbaar is dit vir ons wanneer ons uit U woord lees dat U ons geken het voor U ons geformeer het, o Here. Dat U ons geken het, Here, voor ons geweet het dat ons U ooit gaan nodig hê. Voor ons geweet het wat U vir ons gedoen het, Here, die prys wat U vir ons betaal het. En daarom wat 'n kosbare voorreg om voor U te kan buig en U te kan aanbid. O Here, daar is so baie dinge in ons lewens wat in lyn moet kom met U wil. Daar's so baie dinge in ons lewens, o Here, wat moet kom in ooreenstemming met dit wat U vir ons wil doen en wil gee, en daarom loof en prys ons U naam. O Here, help ons, leer ons, lei ons vandag deur U woord tot eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Amen. Nou, soos ek gesê het, ons begin nou 'n nuwe Bybelstudie en dit gaan oor heiligmaking. Heiligmaking wat natuurlik een van die pilare van die leer van die EG Kerk is. En nou ons gaan deur die tyd gaan ons die vrae beantwoord soos byvoorbeeld wat is heiligmaking en al daai kwessies. So ek wil nie te veel in dit ingaan nie. 'n Mens moet by 'n ek wil amper sê by 'n logiese punt begin. 1 Tessalonisense 4 vers 3 lees ons iets van God se wil. Baie keer dan sê mense ons kan nie weet wat God se wil is nie. Maar die woord van God sê vir ons duidelik wat God se wil is, en hier is een van daai voorbeelde. Ons lees daar, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, en dan 'n dubbelpunt. Nou dubbelpunt, of ekskuus tog, hierdie is 'n kommapunt, is die einde van 'n gedagte, en dan dit wat na hom volg is 'n uitbreiding op daardie gedagte. So nou gaan hy verder en ek gaan nou maar net so een of twee verse daar lees. Ek wil nie te veel op dit fokus nie. Hy sê dat julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. En dan gaan hy nou verder met al hierdie dinge, maar dit gaan oor die onthouding van die hoerery. En dan noem hy nou 'n voorbeeld van hierdie hoerery, nê? Jou eie man, jou eie vrou en al daai klas van goed, nê? So maar God se wil is dat ons hierdie proses moet deurgaan. Nou wanneer begin heiligmaking? Heiligmaking is 'n proses wat begin by ons wedergeboorte. Dis nie iets wat ek kan doen nie. Ek kan nie myself heilig maak nie. Dis nie iets wat in werke my deel word nie. Dis iets wat God doen wanneer hy, of God begin in my lewe wanneer hy my wederbaar. Nou, net kortliks, in die EG Kerk het ons daardie gesegde van, op die gesegde, daardie die tweede genadewerk. Baie keer het julle dit al gehoor, of jy gehoor hulle praat in die EG Kerk van die tweede genadewerk. Nou die eerste genadewerk, natuurlik soos wedergeboorte. Wat is die tweede genadewerk? Dit is heiligmaking. Dit is wanneer ons bewus gemaak word van inwonende sonde. En daarom wanneer ek oor heiligmaking preek, dan sê ek altyd die tweede genadewerk en die 10de genadewerk en die 50ste genadewerk en die 500ste genadewerk, want ons kan nooit sê, en ons gaan daaroor praat nou in hierdie Bybelstudie, ons kan nooit sê dat ons sonder sonde is nie, maar wat ons wel kan sê is dat die Here my byvoorbeeld gereinig het van dit. Ek is nou skoon van dit. En dan openbaar die Here die volgende ding, en dis die volgende, en dis hoekom heiligmaking 'n proses is. Dis nie iets wat jy deurgaan en nou het ek heiligmaking deurgegaan of hartsreiniging of wat hulle sê nou is my hart gereinig en in terme van heiligmaking, nê? En nou kan ek nie meer sonde doen nie. Nou is ek volmaak.
Nee, dit is net daai volgende ding en die volgende ding en die volgende ding. En weet julle, ek het gisteraand met ons huisgodsdienst, nou praat ons en ek praat oor die gedagte van abortus, of is dit moord of is dit nie moord? En ons lees daai stukkies ek nou net ook gebid het, en ons lees daai stukkie uit Jeremia uit, waar die Here Jeremia geroep het, en die Here vir Jeremia gesê het, ek het jou geken voor ek jou geformeer het. Dit het my laat dink dat ons hulle probeer tegnies raak met hierdie goed en sê, is abortus, is dit moord? Nou as ons sê dit is moord, dan sê ons maar net tot op so 'n stadium, dan is dit nog nie moord nie. Maar as die Here sê hy het my geken nog voor hy my geformeer het, dan is dit moord. Klaar. En so is daar baie dinge in ons lewe wat die Here vir ons duidelik maak, wat die Here vir ons openbaar. So ons lees in Handelinge 2. Nou ek kroek nou, so want ek het tot die teksvers vir myself voorberei. Maar jy kan regtig as jy wil 'n bietjie notas vat, gaan lees dit self, is baie belangrik. Ons lees van hierdie wat met die disippels gebeur het daar in Handelinge 2, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou ja, ons wil nie oor die tale praat nie, ons weet nou dis nou nie ietsie snaaks nie, maar daar was 'n uitwerking gewees, en dit is wat ons moet besef. Wanneer die Here sy Gees vir ons gee, wanneer hy ons vervul met sy Heilige Gees, dan is daar 'n uitwerking. Nou wat se tipe uitwerking? Hoe sien ons daardie uitwerking van die Heilige Gees? En die heel eerste uitwerking van hierdie proses, onthou nou weer eens, dis 'n proses. Dis nie iets wat gebeur eenmalig nie. Dis 'n proses. Aan die ander wyse, dit begin, en wanneer hou dit op? Die dag as ek voor die Here staan, dan hou dit op. Hou nooit op deur my lewe nie. Ek onthou in toe ek op onderwyskollege was, in een van ons klasse, ek kan nie onthou nie, ek dink dit was historiese onderrigkunde of een van daai goed. Toe sê die dosent vir ons dit volwassenheid. Praat jy oor, kan 'n mens volwassenheid bereik? En ek staan toe op, ek sê nee, 'n mens kan nooit volwassenheid bereik nie, want jy hou nooit op leer nie. Dis dieselfde met heiligmaking, nie dieselfde nie. Daai is nou vir my dieselfde as heiligmaking. Heiligmaking is 'n proses wat nooit ophou totdat ek voor die Here staan nie. Want net in hom kan ek volmaak wees. Verstaan? So net in hom kan ek volmaak ook heilig wees. So die eerste ding waar ons sien waar hierdie werk, die uitwerking van heiligmaking is, dit word openbaar in die vrug van ons lewens. Met ander woorde, die vrug wat my lewe as kind van God dra. 'n Besonderse teksvers wat vir my daarop wys, is hoor wat het die Here gesê in Handeling 1 vers 8, ek ken hom. Ons almal ken hom mos nou, nie? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterstes van die aarde. Daardie uitwerking, die Here sê hy gaan sy Gees vir hulle gee, nê? En dan sal hulle sy getuies wees. Verstaan, daar gaan 'n uitwerking wees, nie net 'n innerlike uitwerking nie, maar ook 'n uiterlike uitwerking. Die vrug van die Heilige Gees sal in ons lewens sigbaar wees. En dit is die belangrikheid. Ons kan nie net sê ek is gered en of wag, laat ek myself net korrigeer. Ons kan nie sê ek het tot bekering gekom en nou is ek op pad hemel toe nie. Want as ek sê ek het tot bekering gekom, is dit iets wat ek gedoen het. Dis nog nie iets wat God gedoen het. Dis nog steeds iets wat ek gedoen het. So wat is redding dan? Redding is nie net bekering nie. Redding is ook wedergeboorte. Wedergeboorte is ook regverdigmaking. Redding is ook regverdigmaking. Dis ook heiligmaking. En met
wedergeboorte en regverdigmaking en heiligmaking het ek niks mee te doen nie. Dis alles God se handeling. Goed. En nou sê mense ja, ek het nou reg gelees, ja, as jy iets te doen het met jou redding, dan beteken dit dat God nie al die eer kan kry nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. As ek gehoorsaam is aan die Here, dan kry die Here die eer. Nie ek nie. As die Here my roep tot weergeboorte en ek luister, ek is gehoorsaam, dan kry die Here die eer. Goed, sê ek net om dit net Mag ek net sê wedergeboorte is heiligmaking, wat jy nog 2-3 ander kan doen, wat is hulle? Ja, nee, redding. Wanneer ons praat van redding, is die bekering is deel daarvan. Wedergeboorte, regverdigmaking, heiligmaking. Verstaan? By dit nog voor bekering is daar ook nog roeping, maar nie roeping soos voltydse diens nie, maar roepings wanneer die Heilige Gees met jou praat en die Heilige Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, nie? Soos ons nou leer. So dis alles deel van daardie woord wat ons praat van redding. Ek is gered. Maar daar is ander woorde tussenin wat ons baie keer ons praat van ek het tot bekering gekom. Ons kan daai selfde woord bekering kan ons by heiligmaking gebruik. Want as die Here by my kom en die Here gee vir my die Here openbaar aan my 'n sonde, 'n inwonende sonde waarvan ek miskien nie bewus was. Verstaan, miskien is dit woede, miskien het ek woede in my hart, nê? Ek dink baie mense vandag het daai probleem, hulle het hierdie woede in hulle hart. En nou praat die Here met my en hy wys duidelik vir my hierdie woede, hierdie is 'n probleem. Wat gebeur? Dis 'n bekering wat plaasvind. Ek bekeer my van daardie weg. Want nou is ek oortuig dat dit sonde is. Ek is oortuig dat dit verkeerd is, dat dit teen die wil van God is. En dan dis soos ek wil nou nie ek weet, ek glo en vertrou dat julle nou nie te mekaar gaan raak nie. Dit's nie daai heel eerste bekering nie. Dis 'n bekering binne daai tweede genadewerk, derde genadewerk, vierde genadewerk. Sien dit loop so saam. So maar daar moet 'n uitwerking wees. Maar nou die probleem is hulle praat altyd van die krisis. Nee, hulle gebruik altyd baie keer die woorde van die krisis van heiligmaking. Hoekom gebruik hulle daai term? Hoekom praat hulle van die krisis van heiligmaking? Hoekom is dit so 'n krisis? Hoekom kan ons nie net laat die dae soos die Smurfies almal lekker op pad wees hemel toe nie? Nee, ons kan nie. Want dit is die openbaarmaking van inwonende sonde. Aan die ander woorde, dit is ons dek die tafel en ons maak alles mooi glad, maar ons vee nie die tafel onder af nie. En dis waar die Here kom en hy die tafeldoek oplig en sê, maar kyk hoe lyk die tafel. Verstaan? Dit is nou 'n baie eenvoudige voorbeeld. Dit beteken die betekenis of is dat ons nie volmaak is. Paulus skryf in Romeine 7:24, hy sê ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy sê ek elendige mens, hy praat van homself, hy sê dis ek. Ek is hierdie elendige mens. Paulus, nou hoor nou wat sê ek nou? Wow, Paulus, sê maar ek was daar. Toe hy nou hierdie openbaring gehad het, sê Paulus, maar hey, is jy ou, weet jy wie jy is? Verstaan? Hy sê ek elendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam of van die liggaam van hierdie dood? Hierdie dood waarvan hy praat is die vleeslike sondigheid, nê? Hy sê die liggaam, die vleeslikheid en dan die dood is die sonde, so die vleeslikheid en die sonde. Wie sal my daarvan verlos? Ek kan myself nie daarvan verlos nie. En daarom is heiligmaking nie iets wat ek kan doen nie. Ek kan nie heilig word of myself heilig maak deur werke nie. Net die Here kan my heilig maak. So, die ander ding wat in ons gebeur is in hierdie
heiligmaking in hierdie proses. As 'n mens dink, hoe weet ek dat ek in daardie proses dat ek besig is, dat dit deel is van my lewe? Hoe weet ek dat ek nou op die pad van heiligmaking is? Julle weet wanneer ons lidmate voorstel en sê ons, beloof julle om te volhard op die weg van heiligmaking, nee, op die pad van heiligmaking. Hoe weet ek dat ek in daardie proses is? Dat ek besig is om deur daardie genadewerke van die Here te gaan, wat is net die Here wat vir my sonde kan openbaar, nie ek self nie, want as ek na my eie lewe kyk, dan lyk alles baie mooi. Maar wanneer die Here na my lewe kyk, dan sien hy die sonde raak. So hoe weet ek? Ons ontvang getuienis van die Heilige Gees. In Romeine 8:16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hy het ons gepraat was dit nou Sondag aand van die diep in die hart getref, né? Diep in die hart getref. Nie in die emosie nie. Nie in die rede nie, in die verstand nie, maar in die hart. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, né? Ons ontvang daardie getuienis. Dis iets wat ek en die Here weet en niemand anders sal weet behalwe as ek dit nie vir hulle sê. Of as ek dit vir hulle sê, dan sal hulle dit weet. Wat ook natuurlik nou weer iets anders aan het. Maar ek weet in my hart waar ek staan met die Here. Niemand. Daarom een van my dosente het altyd op kweekskool vir ons gesê, ek gaan nie my kop op 'n blok sit en my lewe kan ek nou maar sê offer om te sê jy's gered en jy's gered en jy's nie gered nie. Ons kan nie dit weet nie, maar in my hart kan ek dit weet. Want die Gees getuig. En nou is daar daai ding van, terwyl ons praat van heiligmaking, is daar 'n plek waar die Heilige Gees in my hart getuig dat ek is, daar's niks wat tussen my en die Here staan nie. So is ek nou volmaak? Nee. Ons praat nou in 'n teologiese sin, praat hulle van posisionele volmaaktheid. Met ander woorde, daar waar ek nou is, Paulus skryf in 1 Korintiërs 4:4, want ek is my van geen ding bewus nie. Met ander woorde, hy homself. En nou roep hy die Heilige Gees as getuienis is, want hy sê mos nou, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So met ander woorde, as daar iets verkeerd was in sy lewe, sou hy nie in 1 Korintiërs 4:4 gesê het, ek is my van geen ding bewus. Daarom is die Heilige Gees ook in ons hart om saam met ons te getuig wanneer ons nie van geen ding bewus is nie, maar nou gaan hy verder. Hy sê, daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Met ander woorde, dit maak nie saak hoe ek voel nie, want net môre het ek dalk kwaad geword vir iemand, of het ek dalk 'n verkeerde woord gesê, of 'n sterk woord gebruik, of wat ook al. So, daar is iets soos posisionele heiligheid, of posisionele volmaaktheid, nie dat jy dit nou wil noem. Want die Here roep ons tog tot heiligmaking. Hy roep ons om heilig te wees. Ons lees dit in baie gedeeltes in die skrif, en ons gaan op baie in hierdie Bybelstudie gaan ons sien hoe die Here ons roep en dring tot heiligmaking. Ek wil regtig sê, hierdie is nie 'n oppervlakkige Bybelstudie sommer maar net nie. Hierdie is regtig baie diep in heiligmaking in. Nou kom die vraag: is heiligmaking noodsaaklik? En nou vra 'n mens, ek sit nou in 'n ander kerk en ek het nog nooit in my lewe gehoor van heiligmaking nie, en nou kom ek hier by die EG Kerk en die dominee praat oor heiligmaking. Wat is heiligmaking? Hoekom is dit so nodig? Julle sal, as julle baie van my preke gaan, het die tema, kan ek nou maar sê, die onderliggende tema van heiligmaking. Want as ek 'n kind van God is, moet dit my strewe wees. Goed. So is dit noodsaaklik? Galasiërs 5:24 lees ons,
Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstokte en begeerlikhede gekruisig. So dit is noodsaaklik. Dis nou soos as ek nou weer eens maar net 'n baie plat voorbeeld kan gebruik. As ek nou 'n alkoholist is en nou gaan ek na die plaas toe wat ewe, nou sê ek maar nie, okay, om te kan ophou drink moet jy die bier neersit, meneer. Nou sê ek, okay, ek moet die bier neersit. Goed, so dis noodsaaklik, dis baie belangrik dat ek dit doen. As ek dit nie doen nie, gaan ek nooit ophou om 'n alkoholist te wees. Inteendeel, hulle sê mos as jy alkoholist is, hou jy nooit op om een te wees nie. Maar as ek nie daai stap neem en die blikkie neersit nie, gaan ek nooit kan heilig wees nie. Nou, dit is nou hier wat Paulus skryf in Galasiërs 5:21. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, hoor nou, dit is 'n feit. Ons kan nie hieroor debatteer nie. Ons kan nie sê ja maar nie. Die feit van die saak is, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstokte en begeerlikhede gekruisig. Dis die feit. Dis die standaard vir die kind van God. Jy het dit gedoen, dis klaar gedoen. Dit het 'n uitwerking in jou lewe elke dag regdeur. En dis ook dieselfde gedagte met heiligmaking. Heiligmaking, iets wat die Here my dalk 10 jaar terug van bewus gemaak het nog steeds 'n uitwerking in my lewe, want ek is nog steeds besig om daardie ding te kruisig elke dag. Wanneer die versoeking en die beproewing oor my pad kom om dit te doen, om myself daaraan oor te gee, dan kom die Here en sê nee. Dis mos gekruisig, dis afgelê, dis klaar, dis verby. So is dit noodsaaklik? Ja, verseker. Hoe duidelik is dit sigbaar? Die ou natuur, die ou beginsels, die ou dinge waarmee ek myself besig gehou het. Hoe duidelik is dit sigbaar in my lewe? Met ander woorde, dis maklik om te sê ek het dit afgelê. Dis maklik om te sê ek het dit in beginsel afgelê. Met ander woorde, ek het sonde oor die algemeen afgelê. Maar hoe is dit prakties gekruisig? Dis waar heiligmaking inkom. Dis waar heiligmaking noodsaaklik is. Nou, as ons praat oor die getuienis, né? Die sigbare dinge, die praktiese dinge, wat sien ons? Sien ons die eie ek? Sien ons geestelike arrogansie, materialisme, wêreldse gesindheid? Sien ons dat ons krities en veroordelend is teenoor ander kinders van die Here? Onvrugbaarheid, verkeerde prioriteite, 'n lewe waar ons vandag op die wolke ry en môre hier in die gras en die grond rondploeter, en dan môre is ons weer in die wolke en oormôre ploeter ons weer hier in die gras rond. Dit is alles tekens van dat my lewe en die hartstogte en die begeerlikhede van die vlees nog nie gekruisig is. Dat ek nog besig is met daai goed. Dis alles tekens van dat ek 'n nood het om in 'n opsig of in daardie opsig, wat dit ook al mag wees, om heiligmaking, daardie proses te begin. Weet jy hoeveel kinders van die Here val vas by daai ding van kosteberekening? Dit is deel van heiligmaking. Dis deel van my wandel met die Here. En nou kom ons by 'n ding van waar die Here jou duidelik wys, hierdie ding moet jy stop. En nou wil jy nie. Jy gaan bereken die koste. Jy gaan bid. Jy sê vir die Here, Here, dis te swaar vir my om hierdie ding te los. Dis te swaar, dis te moeilik. Nou en van die dag sit ons terug waar ons was. Met al hierdie eie ek dinge in my lewe. Al hierdie geestelike onvolwassenheid, al hierdie arrogansie wat ek teenoor mense het, al hierdie eie ek, hierdie net ek. Want ek kan nie aanbeweeg nie. So, hoor nou mooi. Ek wil dit vir julle lees. Daar in Johannes 8, vers 44. Hoor nou.
hier is 'n baie belangrike teksvers. Die Here sê vir die Fariseërs, hy sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Dis nou alles, as jy 'n bietjie daaraan dink, 'n verwysing na presies dit wat hulle toe nou met Jesus gedoen het, nê. Hulle het hom vermoor op grond van leuns, nê, of met leuns. So, hoekom is dit noodsaaklik? Want 'n mens het 'n behoefte na om gevul te wees met iets. 'n Mens is nie net 'n leekdop nie. 'n Mens moet gevul wees met iets. En as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, is jy vervul met diself. Is jy vervul met waarmee Jesus die Fariseërs gesê het, waarmee hulle vervul was. Hulle het die duiwel as vader. As jy nie vervul is met die Heilige Gees nie, is jy vervul met die vlees, is jy vervul met sonde. Hoor bietjie. Lukas 22 vers 24, daai en daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem, maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste en wie 'n leier is soos een wat dien. Dit is heiligmaking. Dit is nederigheid om diself te verloon. Daar nou net het die Here vir hulle gesê hy gaan gekruisig word en hou hulle ete saam en dan aan tafel terwyl hulle besig is met die laaste maaltyd. Is daar ewesklik twis onder hulle oor wie die grootste gaan wees, waar? Nie hier op aarde nie, maar daar in die koninkryk. Hulle het vergeet van al hierdie dinge tussenin en gesê wie gaan langs die Here sit. Verstaan? Jeremia self. Nee? Wie gaan langs die Here sit? Terwyl die Here vir hulle sê, so moet julle nie wees nie. Julle moet nie vir julleself eer soek nie. Julle moet nie vir julleself 'n verhewe plek soek nie. Julle moet nederig wees, jy moet jouself verloon. Hoor nog, nou, dit gaan hier oor daardie hoogmoedigheid, nê? Matteus 26:33, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. En nou hoor dit sê die Here vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Hoor wat sê Petrus? Sê, ek ken my nie. Ek ken my nie. Hy sê, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En al die disippels het so gesê. En wat het gebeur? Weggehardloop. Het die Here verloon? Weg. Want dit is maklik om te praat as jy in jou eie krag praat. Dit is maklik, jy ken my nie. Jy weet nie wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Deel van heiligmaking is om oor te gee. Dit wat jy in jou eie krag probeer doen. Om dit oor te gee. Om dit ek is klaar met my eie krag. Ek is klaar met my eie dinge. Ek is klaar met my eie staan op my eie en ek is die ou en ek is die man en ek sal dit doen en ek is klaar daarmee. U wil, Here. Nou, ons begin nou vandag, dit was nou so 'n bietjie inleiding, gaan baie praat. So as daar vrae is, onthou dit, skryf dit neer. En soos ons deurgaan en daai vraag kom op, dan kan ons bietjie daaroor gesels. Maar ek dink daar's goed wat ons moet weet in ons lewens wat vir ons duidelike punte is. Dat daar 'n nood aan heiligmaking in ons lewe is. Dat daar 'n nood is aan dalk nog 'n genadewerk. Dat ons een kort is. En ons begin nou vandag, hy's baie kort en dan sal ons nou van volgende keer sal ons nou hulle so in volgorde begin behandel. Dis nie 'n kort Bybelstudie nie. Dis 'n lang Bybelstudie, maar dis baie lekker. Ek geniet dit verskriklik. So, wat is die eerste verdere aanduiding wat ons gaan hanteer? En ons het daar gepraat ook al in die inleiding.
Die eerste aanduiding is 'n gebrek aan geestelike vrug. Wanneer ek nie vrug dra nie, dan beteken dit dat ek ophou groei het. En as iets ophou groei het, jy kan maar gaan kyk in die natuur, as iets ophou groei het, dan is hy besig om dood te gaan. As jy jou oë uitvee, is daai ding klaar dood. Matteus 3:8 lees ons, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dis die Here se opdrag. Dra dan vrugte, hoor nou. Hierdie is nie, want baie keer sê mense, ja, maar hierdie is nou dieselfde as die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, selfbeheersing, al daai goed, né? Hierdie is nie dit nie. Hierdie vrugte is ietsie anderste wat die Here hiervan praat. En hierdie vrugte trek ons deur en ons sê, dis die Here se opdrag dat ons lewens in hom sal vrug dra, altyd. Proses, aanhou, né? Wanneer daar nie geestelike vrug in my lewe is nie, dan moet ek die Here se opdrag onthou. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Jy sê jy het jou bekeer. Hoe lyk die vrug van jou lewe? Jy sê jy's wederbaar. Hoe lyk die vrug van jou lewe? Jy sê jy's in 'n proses van heiligmaking, Dominee. Hoe lyk die vrug van jou lewe? Dominee Pieter, hoe lyk die vrug van jou lewe? En nou in Johannes 15:2 lees ons, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle kyk na die proses. Gerrit nou het my gepraat oor die roosbome en gesê ons by die dooie koppies moet ons afknip en dan sal hulle later oor 'n tyd sal hulle weer 'n mooi blomme maak. Presies wat hier staan. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Die Here wil hê ons moet meer vrug dra. Die Here wil hê ons moet in ons lewens moet ons geestelike vrug openbaar. En nou gebruik die charismatiese kerke dikwels daardie woord van of daardie gedagte van oorvloed, né? Dan as ons die woordjie oorvloed hoor, dan dink ons geld. Verstaan? Die Here wil ons met geestelike vrug dra. Dra vrugte wat by die bekering pas, sê die Here. So dis die heel eerste aanduiding wat ons dan ons het die basics hanteer, maar dit is nou die begin. As ons sê, wanneer my lewe nie vrug dra nie, die Here se opdrag is dra geestelike vrug, dra vrug wat by die bekering pas. As my lewe nie vrug dra nie, wat gebeur met my? Daai loot word weggeneem. Daar word plek gemaak vir die een wat vrug dra. Goed. Kom ons Hemelse Vader, U sing daai koortjie, U roep ons tot heiligheid, Here, sodat ons kan heilig wees en ons ook die lampe kan wees, die ligte kan wees van die lig waarin ons wandel. Here, daarom is dit ons groot versoek vandag, Here, om so voor U ook te wandel. Alles wat ons doen, Here, laat ons lewens vrug dra. Laat ons lewens vrug dra, o Here. Moet ons nie afsny nie, maar laat ons meer vrug dra, Here. En U verheerlik kan word. Dankie vir elke gebed. Dankie, Here, vir hierdie ons sieke lys, elke sieke mens, persoon waarvoor ons bid, Here, U ken elke naam en ons dankie dat ons vir hulle kan bid en vra, o Here, dat U ook in besonder by hulle sal stil staan. Terwyl ons dit bid, Here, vir ons gemeente
U weet wat ons gemeente nodig het, Here. U weet wat ons nodig het. En ons loof en ons prys U naam. Amen.